baie welkom. En ek wil ook vir elkeen wat aanlyn inskakel, ook welkom heet. Ek kan nie begin voordat ek eers sê dat ek bedien vanoggend onder die autoriteit van die pastoor van die gemeente, pastoor Etienne. Al bly ek in Sedgefield, is hierdie my huis. Is dit my plek waar ek my fondasie het. En daar is nie 'n gemeente in Sedgefield nie. Maar dit is en bly vir my wonderlik om te weet dat ons aanbid God, vir wie afstand en tyd geen verskil maak. Vanoggend wil ek graag aanwens Vrouedag en 'n mens wil altyd iets spesiaals doen of sê op Vrouedag. So vanoggend is my tema jy is. En ek wil graag van saam lees uit Sagaria 2:10-11. Sagaria 2:10-11, as jy moet in die Bybel skool is dit die tweede laaste boek in die Ou Testament. Sagaria 2:10 sê, jubel en wees bly, o dogter van Sion, want kyk, ek kom om in jou midde te woon, spreek die Here, en baie nasies sal hulle in die dag by die Here aansluit, en hulle sal my volk wees, en ek sal in jou midde woon, dan sal jy weet, dat die Here van die Heerskare my na jou gestuur het. Voordat ons aangaan moet ons dit wensel. Koning Jesus, ek kan net in hierdie oomblik in absolute nederigheid na toe kom. Ek wil haar aanbid aan Here. Ek kom onderwerp my aan U. En vrouw Jesus, asseblief dat U die woord sal spreek. Vader, dat U sal kom en die woorde in my mond en die gedagtes om my gee wat ek moet bedien. En dat niks te sê volgende, dat my eie hart sal kom, my eie opinie sal wees. Hou maar met die stem te wees, Here, en probeer met U self, in Jesus naam. Amen. Soos ek gesê, die tema van my boodskap is, jy is. En dan kom my tekstgedeelte uit Ester 4:14. Maar die B-gedeelte, Ester 4:14, die B-gedeelte. Wat sê, en wie weet, of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie, tot die koninklike waardigheid geraak het nie. Ek moet van my Amplified ook lees. Wat sê, and who knows but that you have come to the kingdom for such a time as this and for this very occasion. Wie weet, is dit my wat er was? Wie weet of ons nie hier is op hierdie spesifieke tyd, op hierdie oomblik, vir 'n spesifieke doel, waarvoor God ons geskaap het. Wie weet dit? En so baie keer kan ons dit nie besef nie, en ons laat geleenthede wat ons verbygaan, as gevolg van ons eie onsekerheid en vrees. Ek gaan vra, en ek vra so vir almal, wat sê die Bybel van 'n vrou? So. Nog iets? Wat dink julle sê die Bybel van 'n vrou? Sy is 'n man se helper en verleier. Aha. Hoe dink ek en jy? Hoe dink die wêreld daar buite? Hoe moet 'n
Christen vrou wees? Kom op verduidelik gou, daar's 'n rangorde wat God gestel het. God, man, vrou, kinders. En gaan kyk na dit. Hoe dink jy moet 'n Christen vrou wees? Onderdanig aan mamma. En wees Kom jy nie nog deel nie? Nog iemand? vol liefde. Okay, ek het nou net goed sy rangorde gelees. Of geluister. As ons kyk na my wêreld sien van 'n Christen vrou, is dat 'n Christen vrou moet haarself onderwerp aan haar man. Sy moet die kinders grootmaak, huiswerk, die huis versorg, alles in stand hou. Die vrou moet, en ek weet nie, dalk is dit verander in generasies van die generasie van vandag, maar die vrou moet luister wat die man sê, en sy moet daarop reageer. Stem jy dit saam? As dit nie wil van die Here is. Ek kom terug, want ek wil baie graag hê, dat ons moet verstaan wie ons in Christus is. Efesiërs 5:23 en 1 Korintiërs 11:3 sê, Christus is die hoof oor die man, en die man is die hoof oor die vrou. God sê dit, hy is die hoof oor die gemeente. Galasiërs 3:28 sê, daar is geen onderskeid tussen man en vrou nie. Want ons is almal een in Christus. 1 Petrus 3:7 sê, die man en die vrou is mede-erfgename van die genade van die lewe. Die Engels sê, we are heirs together of the grace of life. Kom jy Afrikaans dan sê hy, sodat. En ek het dit my opgeval en, sorry, wat is dit dan? Ek gaan nou weer aan die skoon net ompie. Ek het dit raak gelees, of nie raak gelees, gisteraand, en ek gaan dit net lees uit die woord af, 1 Petrus 3:7, wat vir ons kom sê, moet ek ook kry, 1 Petrus 3:7 sê, net so moet julle manne, verstandig met julle saamlewe, en aan die vroulike gesag, as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. En dit wat mense glo van 'n vrou, dat 'n vrou onderdanig moet wees aan haar man, dat 'n vrou uiteindelik kom dit neer op dit wat mense al vir eeue en eeue glo, is dat 'n vrou niks is nie en eintlik 'n vloerhand is. En
hoor wat God sê. Maar hierso kom dit ook in 1 Petrus, wat sê dat hulle saam moet bid. Dit is nie die man hoor maar God, hy vertel vir die vrou vertel vir die kinders. Hier is 'n eenheid, want die Here sê, toe hy die mens geskaap het, is die mens geskaap na die beeld van God. So man en vrou, 'n getroude egpaar, lyk soos God. Saam. Elke vrou het 'n rol om te vertolk. Maar die wêreld het so ingewikkeld geraak, dit het so moeilik geraak, dat die vrou baie keer die broodwinner moet wees. Dat die vrou baie keer die sterkste rol moet inneem, of omdat daar nie 'n man is nie, 'n pa is nie, of omdat die pa nie sy rol vervul nie. Maar dit was vir my eintlik so amazing om te weet. Die Here sê, ons in een plek is. Die man en die vrou is gelyk. Nee? Ons vat hom hier. Omdat jy mede-erfgenaam is. Ons is mede-erfgenaam van die genade van God. So dit wat die man kan kry, kan die vrou ook kry. Maar die man is die sterker een, sterker as die vrou. En daarom is die man sy rol ook om die vrou te beskerm. Wanneer ons praat met van die dames wat nie getroud is nie, dan bly God die hoof. Hy beskerm jou, hy dra jou. En dit hang van die gemeente af, gemeenskap waaronder hy is, en die skakel waaronder hy. Maar ons vroue besef nie die waarde en die belangrikheid wat ons eintlik in God se bly het. As 'n vrou nie daar was nie, so daar geen nageslag wat is die man. Maar as daar nie 'n man was nie, was daar ook nie 'n nageslag gewees nie. Net so belangrik as wat 'n vrou is, net so belangrik is 'n man. En ek weet, dit is nie noodwendig dat 'n mens op Vrouedag hoor nie. Maar dit is belangrik om te weet dat ons nie sonder mekaar kan vooruitgaan in God se werk nie. God het elkeen van ons geroep vir 'n spesifieke taak. Ek het 'n paar voorbeelde gaan opkyk. Ja, vroue is dalk die swakker geslag. Maar vroue het 'n ander tipe krag wat 'n man het. Sy het 'n meer sensitiwiteit in haar, wat nie by man is. Want die man is die een wat logies dink, wat planne maak. Die man is gewoonlik die een wat die leiding neem en alles uitredeneer. En die vrou sê, wag net 'n bietjie, glo nie. En dan wat keer nou as 'n bietjie pas. Want die man sê nee, ek moet die bewys hê, die vrou sê nie ek vertrou, want ek vertrou. Maar so vul ons mekaar aan. Nou goed, ons kyk eers na Esther. Sy was daar gevoer na die land toe. Haar naam was Hadassah. En toe kan haar verander word in die nuwe land. En eintlik was sy niks. Maar die Here gebruik haar en haar uit haar omstandighede uit. En sit haar in 'n koningshuis, 'n plek van eer, van erkenning, 'n plek van gesag, as ek dit so kan sê. 'n Ereplek. Want hy het 'n plan met haar lewe gehad. En toe hulle na haar toe kom en sê, wat die plan is wat Haman wil doen, dat hy dat hy die Jode wil uitwis. Kom sê Mordegai vir haar en sy glo ek as verstaan, en sy weet, mens kan nie na die koning toe gaan sonder 'n afspraak nie, en sonder dat hy toegelaat het om aan te kom. En sy sê, maar as sy dit doen, kan sy staan. En hier kom die groot ding
ding, sy moes 'n keuse maak. Vir my volk is ek bereid om daardie kans te waag. Maar sy het haarself voorberei. Dit het 'n lang voorbereiding gevat. Maar die oomblik toe sy by die troonkamer inkom, toe steek die koning sy scepter uit en aanval. Hy aanvaar haar in sy teenwoordigheid, en sy sterf nie, en sy liefde voel. Baie keer kom ons en daar's dinge wat in ons lewens gebeur wat ons nie verstaan. Ons is daar verpletter deur goed wat gebeur, omstandighede, deur die lewe. Partykeer gebeur dit dat die hoof van die huis deur 'n moeilike tyd gaan. En daar het die Here die vrou ingestel en gesê, bid, tree in. Ek en u het 'n verantwoordelikheid as vrou om 'n verskil te maak in die wêreld. Manne het 'n sekere aanslag, vroue het 'n sagter aanslag. Maar die oomblik wanneer 'n vrou begin bid, ernstig begin bid, verander daar omstandighede. Ek gaan na Deborah toe in Rigters. Rigters 4 en 5 verklaar dat daar was in tyd van die rigters op daardie stadium geen man wat opgestaan as regter. Daar was niemand om die volk te lei. En die Here het met Deborah gepraat, sy was profetes. En sy het opgestaan, dat hy nog steeds onderwerp aan die koning. Maar sy het opgestaan, of van die leiers toe, maar sy het opgestaan en gesê, ek gaan 'n verskil maak. En 2 vroue het 'n oorwinning van Israel oor die Kanaaniete verseker. Want Deborah het opgestaan, sy het begin bid, sy het begin planne maak, met die hulp van God. Want sy het geluister wat God sê, en sy het opgetree op dit. En Deborah begin om die manne te lei, en Barak kom toe na haar toe, en hy sê, maar ek gaan nie na die oorlogveld toe gaan, as jy nie saam met my gaan. Maar Deborah weet, God het by die oorwinning gaan bring, die Here het reeds vir die planne gewys. En so kom Sisera die leerooster van die Kanaaniete. Hy was die leier van die oorlogsgroep. En toe hy sien die aanslag wat kom, hardloop hy weggevoer. En hy kom by die tent van Jael. En sy kom, sy sê, kom, jy sal veilig wees by my. En hy gaan lê onder 'n doek of 'n ding, wat sy kan wegsteek. En hy sê vir haar, as iemand my soek, ek is nie. Maar wil jy asseblief vir my iets bring om te drink? En sy is nee, sy bring het om, sy gee. Maar die oomblik toe hy aan die slaap raak, dis hare bloemies, maar toe vat sy 'n tentpen en 'n hamer, en sy slaap net deur sy slaap, tot in die grond, en hy is dood. Maar die oorwinning het gekom vir die volk, deurdat God vroue gebruik het. Ek sê dit vanoggend, nie om te sê, mans is nie belangrik nie. Maar vanoggend kom sê ek dit, dat die vrou kan weet, sy is nie niks nie. Die man word in die woord aangesê om die vrou lief te hê. Die het nie gesê die vrou die man lief te hê, maar die man die vrou lief te hê. Ek het staan so, ek bedoel met dit moet wees, is 'n team. Die vrou beteken nie niks, soos wat in die Oosterse lande aangaan. As die was vir Rahab nie, as die
ongewaste Rut nie? Was daar nie 'n koning Dawid nie? En was daar uiteindelik nie die nageslag waaruit Jesus gebore is? As Rut besluit het om te draai en terug te gaan na haar land toe, het sy nie met Boas getrou en die nageslag voortgesit waar koning Dawid gebore is. So wie sê dat die tyd waarin jy nou is nie die tyd waarvoor God jou geroep het om iets vir hom te beteken. En ek gaan dit bevestig, die vrou kan dit nie, sonder die man nie. As daar nie 'n man is nie, moet jy afhanklik bly van die Here en daar is gesag wat oor jou aangestel is. Of dit in jou gemeente is, of jy by 'n man gesin bly, maar jy moet 'n covering hê. Maar die vrou kan dit nie alleen doen. Die Here het ons nie geroep om die man se rol te vertolk nie. Daar's seker goed waarvoor hy die man geroep het. Daar's ander goed waarvoor hy die vrou geroep het. En saam dat die kinders groot maak. En die kinders leer uit God se woord. Ons kan nie sonder mekaar nie. As ons kyk na Genesis, dan sien ons dat die slang vir Eva verwag. En sy het van die vrug geëet en sy het dit vir haar man gegee en hy het ook daarvan geëet. Voordat God die vrou geskaap het hy die man geskaap en aan die man opdrag gegee om te heers. Daarna het hy die vrou geskaap. Toe kom die slang en hy mislei vir Eva. Ek kan dit nie met 100% sekerheid sê, maar ek is absoluut oortuig daarvan, dat as Adam nie geëet het van die vrug nie, sou hulle veilig bly in God se teenwoordigheid. Van die opdrag was aan Adam gegee. Van al die bome mag jy eet behalwe. Die Here het nie die opdrag vir Eva gegee. Maar Adam was is veronderstel gewees om dit met sy vrou te deel en om te beskerm. As ons mans nie vir ons intree nie, gaan ons blootgestel wees aan aanslag. Ek sê dat anders gestel vir my om te lees. Ek sê dit in aangeval so. Maar as die man afwesig is, dan sit ons verantwoordelikheid om op te staan en te begin bid en die Here vra om beskerm. Ons moet veilig wees wat God in Jeremia 31 is daar 'n vers wat sê die vrou sal die man beskerm. En ek het baie jare met die Here gevra oor, want ek kon dit nie verstaan, want dit werk nie, as ek dink aan die rang onder dan werk dit vir my lekker. Maar vrou, as ons nie vir ons mans bid nie, as ons nie vir die mans in ons families bid nie, dan is hulle blootgestel as hoof van die huis. Deur al die aanslag waar ons van kan kom. Ek is die enigste een wat my man kan beskerm. Ja, ek sê nie seks enigste nie, maar in die huwelik is ek die een wat my man beskerm. Vir hom kan waarsku wanneer daar uitdagings is, vir hom kan waarsku wanneer daar misleiding is. Dit bly sy keuse wat hy doen. Maar ek kyk met 'n ander oog. Die vrou kan haar kinders en haar kleinkinders leer volgens die wil van God. Maar ek sê weer eens, die
vrou is 'n helper vir die man, nie vir die man nie. Baie mense sê, ek het al baie gehoor dat man sê dat hulle timmer hulle vrou 'n bietjie, want sy het nie geluister wat hulle gesê het nie. Sy het onderdruk. Dit is regtig vanoggend my doel en my hart om vir elke vrou te sê, jy is meer waard as wat jy sê. As Satan die man wil vernietig, dan val hy eers die vrou. En andersom. So kom ons bid vir mekaar. Vrou, die wat getroud, wat nog nie getroud is nie, wat wees is, wat nie getroud is nie. Jy het nog steeds 'n baie belangrike taak in God se koninkryk. Wat die Here het jou gedoen vir 'n tyd soos hierdie, om 'n verskil te maak. Deborah was daar van 'n hart van 'n man. Sy was getroud geweest. Dit was nie getroud, maar sy is gehoorsaam. En uiteindelik is sy getroud. Maria het nie gevra om swanger te word voordat sy getroud is nie. Hulle was net verloofd. Maar die Here het gekom met haar lewe gehad en Jesus is gebore. En dan kan sy vrou jou tyd het aangebreek om jou posisie in God op te neem. Hy het vir jou taak, maar jy moet afhanklik bly van hom, want jy moet kan hoor wat hy sê. Vir diegene wat getroud is, bid saam met jou man vir God se leiding. Nêrens in die woord sê dit dat net die man, of dat nie die man van God kan hoor nie. Ons het almal sy kinders en niemand word uitgesluit nie. Vir diegene wat nog nie getroud is, bid vir jou toekomstige man. En vir ouer vroue, bid vir jou kinders, jou kleinkinders. Kyk waar hulp nodig is, en die Here kan jy nog steeds gebruik, want ouderdom beteken nie of bepaal nie jou waarde nie. So as vrou, jy is nie mislukking nie, jy is 'n sukses. Jy is nie minderwaardig nie, jy is hooggeag deur God. Jy beteken nie niks nie, jy is genoeg. En jy hoef nie hard en gevoelloos te wees nie, maar God is sensitief voel. Omstandighede maak ons partykeer hard. Maar ons het nodig om weer uit te vind wie ons is in Christus. Ons identiteit fokus op, te ontdek en te lewe. Want saam kan ons 'n verskil in Christus koninkryk maak. Ons hou vas aan die dinge van ons. Ek gaan die boodskap hier afsluit. Ek gaan nie bid, maar daar's iets wat ek graag wil hê die vrou moet na luister. En vir diegene wat aanlyn is, dit is 'n verbinding van Renshaw Kroeger, wat sê vrou, jy is 'n prinses van die Allerhoogste, as jy dit kan vind, luister daarna. En ek wil graag vraag ons wat ons so. Hemelse Vader, ek kan vir die dankie sê dat U ons as vroue hoog. Maar Here, ek besef dat nie een van ons dit alleen kan doen. Of ons mans nodig om ons te ondersteun, of ons het ons paas oor ons nodig, of ons seuns wat saam met ons, wat oor ons huis is. Dit maak nie saak hoe nie, Here, maar meeste van alles is dit iemand ons nodig het om ons te lewe te lei voor God. Dit ons kan nie ons roeping uitleef waarvoor U ons geskaap het.
as ons nie op die gefokus is. En ons kan nie vooruit gaan deur al die dinge wat in die wêreld gebeur. Dinge wat met ons gebeur as ons nie beskerm nie. En Vader, ons het nie nodig, ons het nodig om te kom. Ons het nodig om as 'n liggaam van Christus effektief te funksioneer. En help ons asseblief net om elkeen sy eie identiteit in U te leef, soos wat U ons geskep het. En dankie dat ons mekaar kan aanvul, Here. In die huwelik, ja, in 'n gemeente opset, in 'n werksopset, kan ons mekaar aanvul. Want U het vir elkeen van ons iets spesiaals mee toegerus om 'n verskil te kan maak. Help ons gesond te bly, deur alles wat gebeur. En altyd weer net na U toe hardloop en aan U vasstel en U aangesig besoek totdat ons vrede en weer kan opstaan en voortgaan. Sal jy elkeen bewaar in hierdie dag voor jy, elkeen seën, elkeen vashou en dra en ons weer op die bestuurpad in mekaar bring. En Jesus mag daar. Ons bid op jou hart, as jy hier in die dat jy hulle ook nog veilig sal terug na huis toe. En dan die volgende week hier saam gaan.